Goeiemôre geliefdes, pastoor Karel van Heerden hier uit Wolmaranstad. Familie JCRNTS in Chaplaincy, South Africa. Namens my familie wens ek u 'n vreugdevolle geseënde dag met al die krag van die Heilige Gees, met al die liefde wat die Here Jesus Christus vir ons gee en vir ons kan gee hoe meer ons vra en hoe meer ons kan liefde uitdeel oor ander. Mag die dag gevul wees met die mooiste rooi roosblare wat jy nog nooit gesien het nie. Mag hulle so mooi wees en so diep en so helder wees, soos Jesus se bloed wat gedrup het en op die grond geval het. Mag dit vir u 'n spesiale dag wees hierdie dag. Mag dit vir u wees asof u vandag in u hand 'n roosblaar het vol van Jesus se bloed in die hand. En mag u beskerming ontvang van die Allerhoogste God, geestelik en liggaamlik, en roep sy naam aan deur hierdie dag. Vind sy krag, vind sy waarheid. God se verlossingsplan is volbring aan die kruis. Geliefdes, gaan die dag in met geloof. Gaan die dag in met liefde vir Here Jesus Christus. Gaan die dag in met dankbaarheid. Ek seën u vandag nie net omdat ek moet nie, maar omdat ek die wil seën en die voorspoed toewens vir nog 'n dag op aarde. En kyk rondom u en sien die mooiheid van die handewerk van God raak. Kyk op na die hemel. Al kan u nie die hemel of die koninkryk van God sien, weet dat dit daar is. Kyk na die bome en die blomme, die blare, na die diere, en laat die hart warm word van dankbaarheid. Geliefdes, wens vir u 'n baie geseënde dag toe. In die naam van Jesus Christus. Geliefdes, ek het nie 'n teksvers vir môre nie. Nee. Maar wat ek het gekom van die Heilige Gees af. En dit gaan oor my naam in jou mond. Geliefdes, dis baie gevaarlik. Dis baie gevaarlik om iemand se naam in jou mond of op jou lippe te hê van wie jy nie hou nie. Want as dit uitkom uit jou mond uit en is lelik, is dit vir God glad geen totaal en al nie aanvaarbaar nie. Want dit is een van die 7 dinge wat in die woord van God staan, wat hy haat.
En dit is skinder, seermaak, met die tong en die naam van iemand anders te gebruik, om hom sleg te maak en te verneder. God wil dit nie by ons hê nie. Jesus wil dit nie by ons hê nie. Die Heilige Gees wil nie hê nie. Maar wat doen ons as mens? Ons trap maar elke keer in die slag aan. Praat voor ons dink. En ons moet eintlik eers dink voor ons praat. Want deur iemand se naam te noem, kan jy ongelooflike baie skade berokken aan daai persoon, wat vir die res van sy lewe teen hom gehou gaan word, of gehou kan word. En dit is nie reg nie. Is dit dan nie beter, sodat iemand net jou naam ken nie, sonder om jou naam te gebruik, om jou te verneder, om jou sleg te sê? Geliefdes, nie, ons moet daai name uithaal. Haal uit die name, uit jou mond uit. Moenie skinder van iemand nie. Moenie sleg praat van iemand nie. Respekteer mekaar. Jesus het almal se name in sy mond en op sy lippe. En Jesus skinder nie van elkeen. Jesus is 'n getroue Vader, wat sy kind en elke liewe kind op hierdie aarde liefhet. Ongeag wat. Is dit dan nie beter om nie geken te wil wees nie? Om net 'n naam te hê, sonder dat daardie persoon jou naam kan gebruik teen jou. Die mensdom wil altyd meer en meer weet van 'n ander om oor te skinder of lelik te praat. En dis nie regverdig nie. Dit werk nie so nie. So geliefdes, vir my is dit beter om net 'n naam te hê wat ander nie kan gebruik nie, om oor te skinder, om oor sleg te sê, oor om te vloek. Is dit dan nie beter om op 'n eiland te gaan bly, waar niemand van jou weet nie, maar net God weet van jou? En daar te bly, waar niemand jou kan seermaak nie, met die tong nie, en by jou naam nie. Geliefdes, laat ons nie meer skinder nie. Vergewe en vergeet en gaan aan. Die maklikste is wees in Christus. Leef in die naam van Jesus Christus. Dra die wapenuitrusting.
Dra die 10 gebooie. Dra die vrug van die Gees. Laat elke ander mens sy eie weg gaan. Geliefdes, dink oor hierdie saak. Dink ernstig hieroor. Ek seën u vir 'n wonderlike dag. En ek groet u in die naam van die koning, van ons koning, Jesus Christus. Totsiens. Tot 'n volgende keer.